Is ek, wees ons om ons voete onder die tafel in te skuif. En vir 'n oomblik in ons nagedagtenis by die tafel te sit, saam met Petrus wat binne dae van die nagmaal die 3 keer sou verraai, in die midde van Judas wat reeds besig was om vir 'n paar rand U te verloon. Eintlik maar Here, te midde al die disippels wat in die tuin van Getsemane sou vlug, die dag toe U gearresteer is. Here, ons weet hierdie tafel is nie vir almal wat perfek is nie. Dis nie vir almal wat alles reg het nie, dis nie vir almal wat die sonde doen nie, Here, dis juis vir gewone mense soos ons wat aandadig is aan die kruisweg. Dankie Here dat U vergifnis groot is. Dankie dat U die nagmaal ingestel het sodat ons nooit hierdie donker oomblik sal vergeet wat U gedoen het nie. En Here, dankie dat U kerk getrou is daarin. Dat dit een van die goed is wat ons as kerke reg oor die wêreld aan vashou en gereeld by stil staan. As ons nou die woord uitlees, ons vra dat U deur die woord en die Gees op ons harte sal roer oor daardie laaste oomblikke van die lewe. En Here, dat ons ook by daardie foto sal stil staan en sal besef wat dit gekos het om uiteindelik hierdie vryheid wat ons vandag kan beleef te kry. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die gedeelte waaruit ons vandag lees, kom uit Johannes 19 vers 38 tot 42. Die van julle wat julle Bybels het. George, moet jy my help, dis die bekers? Is dit hierdie beker? Ok, dankie. Ons lees uit Johannes 19, vers 38 tot 42. Vandag se stasie, as ons dink aan die pad na die kruis, is spesifiek Jesus se begrafnis of Jesus se liggaam wat gebere word in 'n uitgekapte grot. So ons gaan spesifiek daarna kyk. Voordat ons saam lees, ek het hierdie jaar myself bevang dat Jesus se begrafnis, Jesus se dood na die kruis, dat ek eintlik besef het, dis iets waaroor ek nog nie baie nagedink het. En ek het in die videoetjie gesê, ons plaas baie keer fokus en in rolprente sien ons dit en in videoetjies van hoe hulle spykers teen Jesus se palms, sy voete kap. Maar vir die eerste keer hierdie jaar met my eie ervaring van die kruis gebeur het, ek begin wonder maar wie die spykers uitgehaal. Wie het uiteindelik daardie dik spykers en daardie houtbalke kom uithaal en Jesus gevat en neergelê te word in die graf. Nou voor ek daarby kom, ek dink as ons dink aan 'n begrafnis, dan is ek seker almal van ons wat vandag hier sit, wil 'n eervolle begrafnis hê. Kan ek net eers sê, as jy nou vandag hier sit, jy gaan 'n begrafnis hê. Ek kan dit nou maar weet, dat is net goed wat jy verseker kan weet, maar daar gaan 'n dag wees wat jy iewerster sit en jy gaan ook op die blaadjie van die begrafnis lees. En vir my altyd 'n eervolle begrafnis is 'n begrafnis waar daar 'n paar mense is wat naby jou was, dalk 'n eerbetoning of twee, dalk 'n paar mense wat 'n traan of twee stort, dat jy nie meer daar is nie. 'n plek waar mense jou kan kom groet.
en waar jou lewe vier kan word. Nou dit is nie so dat almal daardie voorreg het nie. Soms is 'n begrafnis 'n eensame affære. En daar's twee plekke wat ek het al beleef het, interessant vir my voorbereiding besef. Dit was al twee toe ek in Dominee in Ryds was. Die eerste was dat daar in Ryds iemand was wat op straat gebly het. En hy het gereeld by die kerk kos gekry, ons het 'n verhouding opgebou, maar hy wou op die straat bly. Hy wou nie noodwendig werk nie of so, ons het probeer. Maar 'n man met 'n goeie hart, uitdagings gehad. Ek as jy so op lank op straat bly, dan kan jy ook nie meer lekker integreer in die gemeenskap nie. En hy is toe eendag oorlede, en ek onthou dat iemand in die gemeente na my toe gekom het, iemand wat by barmhartigheid betrokke was, gesê het, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hierdie persoon is oorlede, wat nou? Hy het nie 'n afvalbegrafenispolis of wie ook al nie, of Jaco Smit of wie ook al daar is nie, hy het nie dit nie, hy het nie geld nie, wat doen ons? Ek het uitgevind dat daar 'n manier is dat jy by die munisipaliteit iemand kan begrawe wat dit nie kan bekostig. Maar uiteindelik, ons as gemeente, so 'n paar van die leiers in die barmhartigheidsdiens gesê, ons wil graag deel wees daarvan. En ten minste by die graf wil ons geleentheid kry om daarom ietsie te sê oor hom, en ek het gesê ek is bereid om 'n stukkie te lees en 'n boodskap te bring. Dit was 'n aardige belewenis. Geen erediens nie, geen kerkgebou geleentheid nie. Daar in Ryds aan die ander kant van die pad, wat ek nie eens geweet het dat grafte is nie, is hy in die munisipaliteit gebring, geen gevoel of meegevoel van hulle kant af nie, niemand wat hulle ken nie. As ek reg onthou, was hy nie in 'n kus nie, en het hom daai in 'n lijksak gehad, om in die graf gesit. Geen grafsteen nie, hom het ons 'n bietjie gebring. Stukkie gelees, gebid, waar het getuienis gegee van hulle ervaring met hom en ons is weg. Baie anders is wat ons gewoond is. Die ander interessante belewenis was ook in die begrafplaas in Ryds, waar ek een keer na 'n ter aarde bestelling deur die begrafplaas geloop het en 'n vreemde ding opgemerk het. Meeste van die grafte het of van die grafstene het oos gegrond. Nou, vir interessantheid, daar is 'n rede daarvoor. As jy in die begrafplaas is en jy sien die meeste grafstene front oos, met ander woorde, jy word so begrawe dat as jy so opstaan, jy oos sou kyk. En dis 'n Christelike manier om te begrawe, en dit het te doen met die son wat opkom, wat ons Sondagoggend gaan vier met die opstanding, en die Here Jesus, en die gedagte dat jy gereed is vir die opstanding. Maar hierdie twee grafte, wesenlik, ek kon nie verstaan wat aangaan nie, en interessant genoeg, daar is Hebreëus op die graf, wat ek is 'n bietjie weet hoe lyk dit, so ek kon sien, dis twee Jode wat hier begrawe is. En toe ek later met een van die ouer oomies praat, ek bedoel van Ryds het 'n baie ou tradisie, ou geskiedenis, die gemeente is ook al oor die 100 jaar oud gewees, al oor die 125 dink ek nou al. Toe het my gesê, nee, dit was twee rowers. En hulle skuldig bevind, tereggestel, en uiteindelik het hulle tog besluit om hulle te begrawe, maar as deel daarvan dat hulle kriminele was, is hulle grafsteen omgedraai, is aan die ander kant te begrawe, sodat hulle wes kyk. Ek wil amper verwag om te sê dat hulle nie wakker word as die Here Jesus weer kom, of wat ook al in die hoogste vlieg van die wêreld. Nou is die vraag, twee vrae. Hoe het begrafenis in Jesus se tyd gelyk? En as kriminele in ons tyd andersom begrawe word, wat het gebeur met mense wat gekruisig is? Want onthou, Jesus was nie 'n krimineel nie, maar hy saam met misdadigers kruisig. En hoe is hulle begrawe? Wat het daar gebeur? Wanneer ons nou praat oor Jesus se liggaam wat van die kruis afgehaal word.
interessante dinge oor die Joodse tradisie met begrafnisse. Die eerste is dat jy so gou as moontlik ter aarde neergelê moet word. Hulle het nie yskaste gehad waar jy 'n week kon lê nie. En in die warm klimaat van Israel moes jy so gou as moontlik moes jy ter aarde gelê word. So die Jode het altyd probeer om dit voor sonsondergang te doen. Maar dit sou meeste van die tyd binne 24 uur sou dit gebeur. Dan as jy sou sterf, was daar 'n onmiddellike handeling. Sodra jou dood bevestig is, sal 'n paar stappe jou oë word toegemaak. Die familie sou kom en die liggaam vir ouers soen gee, as 'n groetgebaar, en dan word jou ledemate word reguit gemaak. Daarna is jou liggaam met water gewas, en dan as jy met dier, speserye en olies is jou liggaam behandel. Gewoonlik nardus, olie, mirre en alwyn is gesalf, behandel. En die gedagte daar agter was dat hulle so lank as moontlik die reuk van die dood van 'n persoon afweg. Hulle wou hê moet so lank as moontlik moet jy nie sleg ruik nie. En daarom het hulle jou ook toegedraai in dappe, in 'n linne omslag. Jou hande en jou voete is dikwels in 'n linne band vasgebind, en dan het hulle interessant genoeg 'n aparte doek gehad wat hulle net oor die gesig gesit het. So die hele lyf is toegedraai, die hande en voete is vasgemaak, en 'n linne doek is oor die kop gegooi. Maar meer interessant nog is die manier wat hulle die seremonie gedoen het. In ons tyd werk het nou anders, die kom by mekaar, daar's 'n PowerPoint met 'n slide of 'n paar mense wat iets sê met 'n holderlyk. In die eerste plek was daar 'n optog. Die liggaam is in 'n hout draagbaar gedra, nie in 'n kus nie. En vriende en familie het saam dan beweeg met hierdie pad. En dan het vroue gewoonlik die stoet gelei. En hulle het baie gehuil en klaagliedere gesing. En dan 'n vreemde ding, hulle het vrouens gehuur om te huil. So hulle sê tot die armste families het vrouens gehuur om voor te loop en saam te huil, en hulle was baie goeie toneelspelers. Hulle het gehuil en geween en openbaarheid en feit het hulle gewys. Oor die graf, ons kan nou sien hoe dit nogal belangrik is. Ryk mense wat 'n bietjie geld gehad het in 'n uitgekapte grot, tombe het hulle in rakke het hulle die lijk neergelê. En gewoonlik is 'n familie saam begrawe. So die familie, die Du Plessis familie sal die oupa sal 'n graf grou met genoeg plek vir sy nageslag, en hulle sal dan daar begrawe word. Armer mense is meer soos ons, net eenvoudig gat gegrou, die liggaam is daar geberg en is toegegooi. So vir die armes het nie die voordeel gehad om 'n familiegraf te hê of om in 'n grot plek te hê om neergelê te word. En dan na die begrafnis het naasbestaanes vir 'n tyd van 7 dae gerou, jy het by die huis gebly, jy het nêrens gegaan nie, jy het rouklere aangetrek, baie keer het mense die klere geskeer, sodat jy ook in die siel het 'n stuk afgeskeer, en as op hulle koppe gegooi. Die gedagte was dan dat jou familie en jou vriende na die 7 dae na jou toe kan kom en kan kom sympatiseer en kan bemoedig. So dis 'n idee van hoe dit sou werk in Jesus se tyd. Kom ons sê as jy 'n eervolle begrafnis wou hê. Kom ons lees nou die teks en dan hoor ons wat dit met die Here Jesus se liggaam gebeur nadat hy gekruisig is. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom
gekom het ook gekom in 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en albei gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Ons lees, baie interessant, dat as Jesus uiteindelik sterf en aan die kruis hang, dat Josef van Arimatea en Nikodemus op hom afval. Nou wat het gebeur met iemand wat aan die kruis hang? Hoe is hulle begrawe in normale omstandighede? Dis nogal erg. As dit nie 'n Jood was nie, het die lijk daar vir 'n week of 2 gehang. En dan het die aasvoëls en ander gediertes gekom, en na 'n week of so het hulle die gebeentes dit wat oor is, het hulle gevat, en dan in 'n massagraf begrawe. As die persoon familie gehad het, of iemand wat vir hom omgee, dan kon jy toestemming kry by Pilatus of by die gouverneur om daardie liggaam te vat, en as hy toestemming gee, dan kon jy daardie liggaam wel dan in 'n beëerbare manier begrawe. So ons sien dan dat Josef van Arimatea na Pilatus toe gaan en vir Jesus se liggaam vra. Josef van Arimatea was deel van die Joodse raad, ons sien dit in die Markus Evangelie, en Matteus sê hy was 'n ryk man. Johannes sê hy was 'n geheime volgeling van Jesus. In ander woorde, hy was eintlik 'n disipel, maar hy was te bang dat die Jode hom self sou verkruisig of veroordeel, want hy was op die Joodse raad, wat 'n hoë plek was, en ook die raad was wat uiteindelik vir Jesus tot kruisiging gebring het. Nou gewoonlik, soos ek gesê het, is die gekruisigde in 'n massagraf gegooi, maar Josef van Arimatea vra dat Jesus dan eerder na 'n graf toe gevat word, en hy wil eintlik vir Jesus 'n eerbare begrafnis gee. Mag ek dit nou reeds doen? Let op, en as julle die weekie was, sal julle dit onthou, die disipels en die ander mense is weg. Ons lees nie van hulle nie. Jesus se lyf hang aan die kruis, en die hordes mense wat hom gevolg het, en al die wat hy genees het, en sy disipels wat vir 3 jaar naby hom geleef het, is nergens te sien. As die begrafnisreëlings gemaak word, dan is daar niemand om te nooi nie. Johannes, of Josef van Arimatea, kom toevallig uit die donker dele van disipelskap uit, en hy kom haal Jesus, en hy kom vat sy lyf. En dan lees ons van Nikodemus. Ons weet Nikodemus het vroeër 'n gesprek met die Here Jesus gehad in die Johannes Evangelie. Hy was ook 'n lid van die Joodse raad, en hierdie speserye wat hy Jesus se liggaam mee voorberei het, is 50 tot 60 kg speserye. Soos jy dink aan 'n 50 kg sak, dis nogal baie. Hy het vreeslik baie, dit is nie algemeen om so baie te gebruik. Hy het al hierdie speserye gevat om Jesus se liggaam voor te berei. Nou dit klink baie, maar interessant, soveel speserye is veral vir koninklikes en belangrike mense gebruik. Ons het voorbeelde uit die geskiedenis van konings wat omdat by soveel speserye hulle liggame behandel het. So ons weet, dat Nikodemus was Jesus die koning. Het hy geweet dat Jesus 'n koninklike begrafnis moet hê? En het hy dan ook soveel speserye gekry om Jesus se lyf te behandel? Interessant, iemand skryf dat dit vir Nikodemus, dat hy glad nie gedink het Jesus gaan opstaan nie. Hy het nog nie daai begrip gehad nie, want hy sou nie 50 tot 60 kg speserye gebruik om Jesus se liggaam vir 2 weke sê nou maar van 'n reuk te voorkom nie, as hy geweet het oor 3 dae van hy opstaan en hy krye afskit en aangaan. So hoewel Nikodemus besef dat Jesus koning is, hy belangrik is, sien hy nie in hierdie punt dat Jesus gaan opstaan nie.
belangrik om dan te sê vir Nikodemus is Jesus 'n belangrike persoon, wat verdien om 'n eerbare rus in te gaan om 'n begrafnis te hê. Wat beteken die weg van Jesus wat van die kruis afgehaal word tot uiteindelik neergelê word in hierdie graf vir ons vandag? Het is toch interessant op pad na die kruis dat Jesus plek maak, dat God plek maak op hierdie kruispad vir mense wat mense dit nie eintlik sou verwag nie. Twee misdadigers links en regs van hom in die kruis, twee disippels wat nie die moed gehad het om uit die donker uit te kom nie, maar wat op hierdie oomblik besluit, ons gaan dit doen. Liewe gemeente, ons moet dit nou weet, beide Nikodemus en Josef wat deel van die Joodse raad was, sou waarskynlik na hierdie begrafnis van Jesus of self veroordeel word of in groot moeilikheid kom. Dit was die Pasga in Jerusalem, dit was besig. Hulle sou nie daai liggaam van die kruis af kon haal sonder dat ander mense om hulle herken nie. So ja, die tyd wat Jesus dan was, het hulle in die donker disippels gewees, hulle wou nie in die openbaar kom, hulle was bang vir die Jode, maar nou dat Jesus in die kruis vasgespijker is, hulle besef dat hy die koning is, kom hulle in die lig en hulle waag hulle lewe om Jesus se lyf van die kruis af te haal en op 'n eerbare begrafnis te gee. Dan is het ook goed om te sien dat Jesus ten spyte van sy disippels van die pad gevat het en 'n klomp ander goed, mense wat hom bespot het, dieselfde mense wat in Psalm Sondag gesê, Hosanna, die koning van die seun van Dawid, die koning van al daai mense, en almal wat hy gelees het, en al die hordes wat hom oorstroom het toe hy wonderwerke gedoen het, dit oorgebly toe sy liggaam aan die kruis hang. Twee mense moes maar kom en die liggaam versorg. So ons besef dat Jesus ten spyte van alles tog 'n koninklike begrafnis het, met die reg hoeveelheid kruie vir iemand wat 'n koning is. Iemand skryf daaroor dat Jesus in 'n tuin ook begrawe is, wat nie so algemeen was nie, en dan vir al die konings van die Ou Testament is dikwels in 'n tuin begrawe, ook 'n teken dat Jesus uiteindelik as 'n koning begrawe word. En dan kry Jesus sy eie graf. En ons baie vrae oor hoekom dit nou so moet wees. Een was ook iets van 'n koninklike, jy het jou eie graf. Maar die ander interessante ding is, dit was belangrik vir God om dit so te doen. Julle sal Sondag sien, met Markus 16 wat ons gelees het, die vroue by die graf kom, en julle sien Jesus is nie daar nie, dan was dit belangrik dat daar nie ander mense in die graf was nie. En dan sou iemand kon sê, o nee jong, daar was 3 lyke, jy het die verkeerde een gesien. So dit is ook so deur God beplan, dat hy hierdie 2 mense gebruik, om uiteindelik Jesus sy eie graf te gee, sodat daar geen twyfel kan wees later, wanneer dit by die opstanding kom nie. En dan moet net weer die besef, dat die disippels vir die Here Jesus verlaat het, maar dat God nog steeds vir hom deur 2 vreemdelinge eintlik, koninklike graf gee, voorbode vir sy koningskap, wat nog nie verby is nie. So liewe gemeente, as ons hier uitstap vandag, ons dink daaraan, ons herinner ons onsself dat daar ietsie hartseer is in Jesus se begrafnis, omdat sy disippels, die mense wat hy genees het, die mense wat hom oorval het, dat hy naderhand nie kon rus kry nie, die hordes mense wat hy gevoed het, toe daar nie kos was, 5000 plus, dat is uiteindelik in die kruis kom. En hy dood is en die mense het moet opgegee dat hy deur 2 al vreemdelinge versorg word. Maar dan ook die wete dat hy ten spyte van al hierdie verlies en mense wat wegraak het, tog op 'n manier begrawe word, waar ons kan weet en kan leer en kan sien dat hy tog 'n koning was. Na die begrafnis was daar 'n hele dag wat verloop het. En dis môre, ons noem dit stil Saterdag. Ons hou nie eredienste nie. Maar dis 'n dag waar daar amper 'n stilte oor die aarde kon lê het. Voordat daar op die Sondag iets, mag ek die jong mense stel mind-blowing gebeur het, iets wat almal se brein gebreek het, gebeur het. So as jy môre tyd het,
Iemand skryf daaroor, ek het al gelees oor wat doen mens nou op die Saterdag, en iemand skryf dat hulle dink dat op die Saterdag voor die opstanding dat dit 'n baie hartseer dag was. Dat die vroue wat die Here Jesus geken het en die disippels moedeloos was. Ons sien dit in die uitdagings later in Lukas. Ons het ons lewe gemors, 3 jaar van ons lewe gemors. Jesus is dood, daar's niks meer oor nie. Maar dat hulle in 'n sak en rou gesit het in hierdie tydperk. En dat dit 'n dag was van hartseer voordat die Sondag iets nie sou gebeur. Amen. En ons Vader, as ons vanoggend die uitstap, dan weet ons die brood wat ons geëet het is in ons stelsel, is in ons lywe en Here, dis in ons maag. Ons dra dit saam met ons. En ons wil die kruisgebeure vandag en môre saam met ons dra. Daaraan dink en dit herkou, dit beleef en besef, Here, dat U die pad voluit geloop het ter wille van elkeen van ons. Bid, Here, dat ons ook môre iewerster iets van die dag van stilte sal beleef voordat iets wonderliks op die Sondag gebeur het. En dat ons Sondagoggend hier sal kom of by 'n kerk sal kom of iewers sal wees waar ons 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe oomblik sal kan beleef. Dit in U naam alleen. Voordat ons die laaste lied sing en uitbeweeg, net weer 'n uitnodiging. Sondagoggend 6uur gaan ons hier buite na die ooste kant toe. As die grafstene kyk, gaan ons bymekaar kom en ons gaan die opstanding soos die son opkom vier. Vir 'n rukkie tot die son lekker opgekom het en dan Sondagoggend 9uur is die opstandingsfees. Nou ek wil amper die verrassingsberg vir later, want vir die disippels was dit natuurlik 'n ongelooflike verrassing. Hulle het die voordeel gehad dat ons weet om te sê oor 3 dae gaan alles verander nie. Maar ek wil julle uitnooi as jy kan om 'n blommetjie te bring. Ons gaan iets daarmee doen as jy Sondagoggend 9uur kom. En moet dit nie mis nie. Ek voel dit vir my as jy goeie Vrydagdiens mis en jy doen nie 'n Paasondagdiens nie, dan is daar 'n gat in die belewenis van die disippels vir ons as gelowiges as ons nadink oor die kruisgebeure. Kom ons staan en dan sing ons die laaste lied en dan bly ons staan vir die seën. Ekskuus, kom ek sê net gou, op goeie Vrydag spreek ons nie die seën uit nie. Dis 'n manier om te sê, dis 'n donker oomblik. Dink aan die dag toe Jesus gekruisig is of toe hy uiteindelik ter dood neergelê is. As ons klaar gesing het, kan ons uitbeweeg. Ek wil daarom net van voor ons net herinner aan die stasies van die kruis. Die 7 stasies is nog oop van nou af tot 1uur en môre van 10 tot 1. En wie wat nie weet nie, dis 'n eenvoudige plek van plekke langs die kruis waar jy stil staan en 'n stukkie lees en 'n paar vrae wat jy in jouself kan dink en iets kan beleef van die werk van die kruis. Kom ons sing en daarna nie 'n seën nie, dan beweeg ons uit.